Goeiemôre aan julle almal, dit is maandag, die son skyn. Ek hoor dat in die Kaap gaan die son ook weer skyn. Ek is so bly vir julle na julle ongiere weer en al die winde wat daar gewaai het. Nou ja, alles sal weer beter word, nee, is dit nie so nie. Die son sal weer skyn, so sê hulle. Nou, hy skyn, hy weerkaatsie van my venster af hier in my gesig, maar ons is dankbaar daarvoor. 'n Wintersonnetjie is dan 'n fantastiese ding. Hy bring sommer genesing, né? Nou vanmôre wil ek 'n bietjie genesing bring deur die woord vir julle. Die woord is lewendig, die woord is saad. Die woord se saad kan 'n uitkoms bring. Die woord se saad dra vrug. Dis 'n mooi woord, né? Die woord se saad moet vrug dra. En vanmôre gaan ek die woord vat en ek gaan dit in jou lewe saai. Niks minder is mooi, en ek het al daaroor gepraat, as Jesus wat dit self sê. Jesus, alles wat Jesus gesê het, kom van die Vader af. En nou praat hy. Hier kom hy in Matteus 13. Matteus 13 sit Jesus nou praat hy met die mense daar in 'n boot en 'n skuit, en daar's baie mense wat hom gevolg het. En dan sê hy iets, en alles wat hy gesê het, kom ook uit die Vader se hart uit. Hoor 'n bietjie wat sê. En op daardie dag het Jesus uit die huis uit gegaan en by die see gaan sit, en 'n groot menigtes het by hom vergader, sodat hy in die skuit geklim het en gaan sit het. En die hele skare het op die strand gestaan. En hy het baie dinge tot gelykenisse deurgelyk tot hulle gespreek. En dan kom hy nou. Hy sê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. Nou, 'n saaier kan nie saai as hy nie saad het nie. Want jy sien, hy doen maar net die werk. Die saad is die ene wat die vermenigvuldiging gaan bring. So, 'n saaier kan net saai as hy saad in sy hand het. Ek kan net vanmôre saai as ek die woord in my hand het. Ek bring die woord, dis die saad wat ek vir jou saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad en die voëls het gekom en dit opgeëet. Daar gooi hy dit. Beteken niks, voëls eet dit, daar gaan dit. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval, waar daar nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, maar daar was geen diepte in die grond nie. Hierdie is vir my verskoning so mooi. Baie keer, dan sit 'n ou in die kerk, dan saai ou die woord, is dit nie interessant nie? En dan stap jy uit, dan sal hy ou sê, ek kan nie lekker onthou wat die dominee vir die pastoor gesê het nie. Hy het die woord gesaai. Hoekom? Die grond was nie reg nie. Die grond was nie diep nie. Nou val hy, ou ding nie, hy saad daar, en hy grond is nie reg nie, en wat gebeur nou? Daar gebeur 'n swak kwaliteit van die vrug van die potensiaal van daai saad. En 'n ander deel het op rotsagtige plekke geval. En dan sê hy, en toe die son opgaan, is dit verskroei, en daar was geen wortels nie, en dit het verdroog. 'n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom, en dit verstik. En 'n ander deel, hier sê, ek praat nou met jou, en 'n ander deel, hier kom die saad van die woord. Ander deel het in goeie grond geval, en vrug opgelewer. Prys die Here. Wanneer jy saai, en 'n ou se lewe verander, en hy ding groei, en daar kom vrug. En 100, die ander 60, en die ander 30voudig. Wie oor het, laat julle hoor, sê die Here. Hierdie is baie pragtig. Hierdie is baie powerful, soos die Engels sal sê. Ek saai die woord vanmôre. Jy kan sê, okay, ek sal daaroor gaan dink. Ja, is interessant, né? Right? Ander sal sê, ek vat hierdie woord. Die saaier saai die woord. Dis die woord, dis die gees van die Here. Die woord kom tot jou ore, en binne in jou hart, en ek hoop vanmôre gaan die Here dit nat maak, dat jy 'n oes kan hê. Nou sê hy sê nou, wat beteken dit? Luister dan na die geluidskennis. As iemand die woord van die koninkryk hoor, en dit nie verstaan nie, kom die bose, en hy roof dit wat in sy hart gesaai het. En dit is hy, by wie langs die pad langs gesaai is. En by wie op rotsagtige plek gesaai het, dit is hy wat die woord hoor, en dadelik met blydskap het aanneem. Maar as geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd, en as daar verdrukking en vervolging kom, terwille van die woord, dan struikel hy dadelik. Met ander woorde, hy val het, ja, hy voel goed. Ag, weet wat, is 2 dae, en dan sit alles back to normal. En dan is Dawid by die dorings gesaai is. Hy is een wat die woord hoor, maar met sorg van hierdie wêreld en die versleiding van die rykdom, verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Saad wat onvrugbaar is, luister, dit werk nie, dis nie goed nie. En dan by die wat die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor,
dit verstaan, vrug dra en oplewer, 100voudig, 60voudig, 30voudig. Ek dink, in my lewe, is daar niks so kosbaar, as ek ergens langs die pad hoor, dat iemand sê, my lewe het verander. 20 jaar gelede, 10 jaar gelede, ek was by 'n kamp, ek was daar, ek was dit. My lewe het verander. My kinders het verander, my werk het verander, my omstandighede het verander. Prys die Here. My werk is maar net om die saad te saai. En vanmôre het jy 'n keuse. Dawie, ek vat die woord. Here, ek koester dit. Ek lê dit in my hart. Ek gaan moeite doen. En hier's 'n baie belangrike ding. Ek gaan moeite doen en ek gaan hierdie vers oorlees, oor en oor en oor, totdat daai saad gaan vat. Hier buite by my tuin, nou die dag, elke jaar, dan plant ek so bietjie 'n paar goedjies daar. Julle weet mos spinasie. Ek het klomp voeltjies hier in my erf en dan vat ek die spinasie en dan gee ek dit vir hulle. Hulle love dit. Vir my so amazing, dan gaan ek daar na die barreware toe, dan koop ek so 'n pakkie. As ek hom oopmaak, dooie saad. Daar's niks lewendig in daai ou saadpytjie nie. Vat ek die grond, spit hom om, sê vir my man, gooi bietjie kompos op, druk ek hom so met my vinger in, maak ek hom toe, gooi hom nat, dan wag ek. Goeie grond. Kan ek vir julle sê, hy staan al so, in die winter. Verskoning, goeie grond in die winter. Ek kan nie daai saad laat groei nie. Dis die Here wat kan. Want binne in daai saad is daar 'n DNA wat sê, al is jy nou droog, as jy in goeie grond is, gaan jy mooi vrug dra. Ek kan nie wag nie. Ek sien hulle groei. Ek moet hom net nat maak. Prys die Here. Ek saai hierdie woord vandag in jou lewe. Die beste ding in jou lewe is die woord van die Here. En al wat ek en jy kan doen is, dankie Here, ek vat hierdie woord in Jesus Christus se naam. Kom ek bid vir jou. Dankie Here vir 'n splinternuwe dag. Dankie vir 'n nuwe week. Dankie dat hierdie maand ook verby is. U het ons gespaar, Here. Ons is op pad Julie maand toe. U goedheid en guns is met ons al die dae van ons lewe. Verskoning. Here, ek bid dat die saad van hierdie woord goeie grond sal val. Dat u dit sal nat maak, Here, en dat dit baie vrug sal dra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Amen en amen. Laastens van my kant af. Baie dankie. Nogmaals baie dankie vir almal van julle wat in ons lewens insaai. Baie dankie. Ek kan julle nie vertel hoeveel doen dit in ons geloof om net te sien hoe mense net saai, sodat ons die werk van die Here kan doen. Baie dankie. Ons waardeer julle, ons seën julle, ons bid vir julle 'n groot oes vir die saad wat ook julle in ons lewe saai. Baie dankie daarvoor. Jou beste lê voor, onthou dit. En Jesus het jou baie lief. Totsiens, tot 'n volgende keer.